Goeiemôre. Good morning. Nou is ons reg. Alles in die hand daar by jou? Ja, jy weet mos as jy hom nou soveel uitbasyn dan skielik dan is die stem nog aan die slaap. Maar wat, ons is wakker. Jy lyk pragtig weer vanmôre. Baie dankie. Jy lyk ook nie te sleg nie, hoor. Wat baie dankie. Ek moet vir jou sê, daai kleur bring die kleur van jou Is oë dit? so bietjie meer uit, ja. Dit werk vir jou. Ha, twee oë. Okay, sy twee oë. Party sing ons daai. Toe maak sy oogies vir my. Toe maak jy stout oogies. Stout oogies. Nou ja, ons hoop jy staan gereed met jou koppie koffie in die hand, want Pieter gaan nou vir ons vertel waarna ons in vandag se program kan uitsien. Ja, nee, sien nie, kyk nou net. Hier sien ek. O, my magtig, kyk. Vandag op Goeiemôre gesels ons oor hoe Everest Wealth en die Pretoria DBV saam 'n verskil maak vir diere in nood. Suid-Afrikaanse onder 20-100 meter atleet Marco Ferreira vertel oor sy tyd in Frankryk. Thys van Zyl help ons om beleggingsbeplanning beter te verstaan. En die 2025 FHK skryf dit. Wenner Logan Petersen kom kuier by ons met sy splinter nuwe enkelsnit. Dit gaan lekker wees. Ek sien jy vat hom so rustig. Nee, ek vat hom rustig. Kyk, ek is mos gewoonlik, lyk dit dan vra die regisseur na die tyd vir my watter eindstreep wou ek haal? En hoekom wou ek dit so vinnig haal? So, nou is dit. Maar luister, ek het nou 'n baie lekker storie. Is jy 'n versamelaar of het jy op 'n stadium so seels versamel of sulke goedjies gedoen? Series en boeke. Series en boeke. Ek moet nogal sê ek het ook 'n lekker stewige CD-versameling. Boeke nie so baie nie. Jy weet jy het 'n groot boekeversameling. Nee. Steve Hofmeyer. Ja, hy het nogal 'n lekker. Hy's ook mos maar 'n belese man, Absoluut, ek het al daarvan gehoor. soos jy. Ja, nou, baie Maar vir al die dankie, muntstuk versamelaars, 'n goue stukkie geskiedenis gaan onder die hamer kom eersdaags. 'n Legendariese veldpond word opgevuil, 'n uiters skaars stuk Suid-Afrikaanse geskiedenis gaan hierdie naweek versamelaars se harte vinniger laat klop wanneer die legendariese 1902 veldpond opgevuil word. Hierdie goue munt is nie sommer net geld nie, dit is die heel laaste muntstuk wat tydens die laaste uitmergelende maande van die Anglo-Boereoorlog deur die Suid-Afrikaanse Republiek uitgereik is. Nadat Britse magte Pretoria ingeneem en die amptelike munt gesluit het, moes die boere vinnig 'n plan maak. Hulle het 'n munt of 'n noodmunt in die veld by Pelgrimsrus opgerig en goud in die omgewing gebruik om hierdie unieke munte te slaan. Daar is slegs 986 van hierdie veldponde ooit vervaardig. Dit maak dit vandag een van die skaarsste en mees gesogte munte ter wêreld. Die spesifieke eksemplaar wat onder die hamer gaan is in 'n buitengewone goeie toestand en kenners verwag dat die prys maklik die R400,000 kerf kan oorskry. Hoe's daai? Ek wou nou net sê, kan jy nou meer? Kan jy nou meer, maar ek het al baie keer gewonder hoekom die waarde van muntstukke, jy weet, hoe bepaal die ouens die waarde? Dink jy dis omdat hulle aan 'n stukkie geskiedenis wil vasklou of 'n beheer daarvan wil wees of dit net wil hê? Dit kan wees. En miskien moet ons in 'n stadium so iemand nooi na die program toe wat 'n bietjie vir ons kan kom vertel. Ek het wel nie vroeër vir jou gevra of daar iets is wat jy versamel het toe jy jonger was nie. Nee, ek het probeer, maar my versamelings het nooit te lank gehou nie, Els. Hier en daar 'n jou gehad en so. Dan dink ek by myself, ek's eintlik maar 'n boring mens, jy weet, as ek so uitgaan vir die stories oor mense wat allerlei mooi goedjies so versamel. Dit lyk so lekker, maar Jy sien, maar dit is eintlik waarby ek wil aansluit om vir jou te sê ook. Ek dink ook dit gaan baie keer of dikwels oor die waarde wat 'n mens self daaraan heg. Ja, baie. Baie. So, maar wanneer dit kom by muntstukke en dis meer, ons moes dalk al 'n hele rukkie terug begin het, dan sou ons dalk nou al baie verder vooruit in die lewe beweeg het. Miskien kan Thys ons daarmee ook help 'n bietjie later. Ek is seker hy moet vir ons 'n bietjie vertel. Ek dink hy het munte versamel. Hy het definitief munte versamel. Ek dink hy versamel nog steeds 'n paar munte. Ek weet in die weermag was daar ouens wat baie middelblaaie van tydskrifte versamel het. Ek weet nie wat die rede was nie, maar Haai man, daar was partykeer aantreklike mense op daai middelblaai. Okay, daai is my 50 sent vir vanmôre. Ek is altyd so mal daaroor as Pieter nie 'n antwoord vanuit hierdie rigting verwag nie. Jy het vir my mooi klunks build out. Maar ek het ook vir jou 'n interessante storie. Is jy gereed daarvoor? 'n Oostenrykse ontwerper glo hy het die antwoord op 'n eeueoue probleem, naamlik hoe om skape teen wolfaanvalle te beskerm. Sy oplossing? Wel, 'n soort gepantserde baadjie vir vee. Nou Rudolf Schaubach het nadat wolfaanvalle in Oostenryk en Duitsland skerp toegeneem het, 3 jaar lank aan hierdie ontwerp
gewerk. Sy ontwerp bestaan uit 'n liggewig plastieknet met skerp uitsteeksels wat oor die skaap getrek word. Die idee is eenvoudig, sodra 'n wolf die skaap probeer byt, kry hy so 'n skrik vir die skerp punte dat hy die asepad kies. Maar nie almal is oortuig nie. Skaapboere het reeds hulle bedenkinge gedeel. Hulle meen dat die panser onprakties duur en dalk selfs ongemaklik vir die diere is. Daar is ook kommer dat die wol in die net kan vassteek of dalk ook vashak, of dat slim wolwe bloot onbedekte dele soos die kop of bene sal teiken. Hierdie raak nou vir my bietjie verskriklik. Skabag skrik egter nie vir die kritiek nie. Hy voel dat sy ontwerp nog voordat dit behoorlik getoets is, dan nou en veroordeel word. Volgens hom het een skaap die net reeds vir verskeie dae sonder enige probleme gedra en die groot toets lê egter nog voor want die panser was nog nie teen 'n werklike wolfaanval getoets nie. Intussen is hy op soek na nuwe geleenthede om sy sogenaamde panserbaadjies in die veld te toets. Wie weet, dalk sien ons binnekort hoe skape hulle woljasse vir 'n baadjie met 'n bietjie meer tekstuur verruil. Ek sien al hoe hierdie skapies blink en gepanser daar in die veld ronddraf, soos in daai ou antieke jare, wat die ouens mos hierdie ketting goetertjies gedra het vir die swaarde. Ja. Hier loop die arme skaap, en die arme skaap gaan net gebuk gaan onder die net. Ai, Pieter. Op. Dit sal sleg. Weet jy wat om nou Nee, sê nie? jy sien, daar is nie antwoord nie. Kyk, kom ek sê vir jou so. Ek stem saam dat daar meer gedoen moet word om skape teen wolwe te beskerm, maar ek is altyd net bang dat so iets nadelig vir die skape kan wees. En kyk, 'n skaap lê my mos nou maar na. Skaap is spesiale diertjies. Hulle Dit is is een my spesiale baie oulik en baie mooi en hulle lyk maar net so 'n cuddleball altyd, veral die lammetjies. Maar ek stem saam met jou. Ek dink die praktiese uitvoering daarvan, wat doen 'n ou as hy nou 2 of 3000 skape in sy kudde het? Hoe gaan hy nou al hierdie panser en 'n wolf of 'n jakkals of daai tipe diere wat hulle nou mos daarvoor uitgee om nou stout te wees en kwaad te doen in die veld, maak letterlik eintlik maar net die skaap dood. Dis die jagters instink. Dis nie dat hy die skaap opvreet of so nie. In baie gevalle, ek beloof vir jou, baie gevalle sê die boere, hy het 1 of 2 skape verloor wat deur die ongediertes opgevreet is, maar die res word hulle maar letterlik net Ai nee. instink. Maar onthou, ons is 'n ontbytprogram hier. Dis 'n familieprogram. Maar dis die realiteit. Die Ons familie sal weet, ek het niemand se eetlus nou Ons hoop nie so nie. gedemp en so aan nie. Nee, wat ons gaan verder voorts. Die vakansie is hier en die verkoues en so wil jou dalk nou en dan gryp. Maar wees nie bevrees nie, want jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van de Wit te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Bly jy waar jy is, want kwaliteit program, kwaliteit goeiemôre geselsies, ons is met dit alles net hier by Goeiemôre, Good Morning, gepanser al dan nie.